vanoggend en kom bless ons net vanoggend met meer van U. Sal wat ons hart is, Here, is meer van U. Dat U teenwoordigheid, dat die soetheid, Here, van U teenwoordigheid net vir ons elkeen vandag op daai plek van vrede bring. Daai rustigheid, om te weet ek is op die beste plek waar ek ooit kan wees. Want dit is U plek vir my. Here, ons wil net dankie sê, dankie, dat U die mens gekies het, om deel te wees van U groot droom, vir die heelal. En ons eer U in Jesus naam. En almal sê saam, amen, julle kan sin. Prys die Here. Amen. Sê bietjie die Here is goed. Sê op sy eie mission. Amen. Okay. Amen, ek weet nie of julle al agtergekom het nie, maar die hele lewe is gebou op keuses. Amen. Elke liewe ding in die lewe is gebou op keuses. En ek dink jy het ook agtergekom, elke keuse het 'n nagevolg. Amen. So, die slim ouens sê, ons maak net gebaseer van twee goed af, maak ek en jy 'n besluit. Jy maak 'n besluit either omdat jy vrede het en omdat jy vrees. Jy gaan altyd 'n besluit neem oor jy bang is vir iets, of jy gaan 'n besluit neem omdat jy vrede het in jou besluit. En dis die twee goed wat die hele lewe op gebaseer is, want dis waar ons keuses maak. Ons maak keuses vanuit daai vertrekpunt van vrede of vrees. Vrede, hoekom vrede? As jou geloof met God op die regte plek is vrede natuurlik die ding wat jou dryf. So jy gaan 'n geloofsbesluit neem en sê, ek weet die Here gaan nie deurkom, ek weet dit is sy wil vir my lewe, ek het vrede in my besluit. Of jy gaan dit uit vrees uit doen. Ek is bang, ek is nie seker nie, ek is onseker, kom ons kyk maar vir die beste, ons hoop. En op die einde van die dag, elkeen van die twee rigtings het 'n nagevolg. En keuses in die Bybel is verskriklik belangrik. Alles is gebaseer op 'n keuse. En ek en jy eet die vrug van ons keuses. Van Joshua af het die Here begin en hy het vir Joshua gesê, ek summons jou vandag. Vandag moet jy kies, lewe of dood. Joshua, jy maak vandag 'n keuse vir die volk. Want die besluit wat jy hier neem, gaan nageslagte reperkusies hê. En Joshua het die volk geraadpleeg en sê, die Here sê vandag, ons moet kies. Kies ons lewe, dan is dit lewe. Want hoekom? In daai tyd was hulle blootgestel aan elke liewe idol, elke liewe afgod, elke liewe ding wat hulle kon doen, wat elke religion moontlik, hulle was in daai blootstelling van dit alles, en die Here sê, vandag moet julle kies. En Joshua maak hierdie besluit, hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Nie ons wil nie, nie ons gaan eendag nie, ons sal. Ons sal die Here dien. No matter what, maak nie saak hoe lyk die lewe nie, ons sal die Here dien. Want hy het geweet, vandag het my besluit 'n reperkussie. Die nagevolge van daai besluit is groot, en baie keer is dit ongelukkig so, ek en jy het al besluite gemaak, wat die nagevolge herstel nie weer 'n vriendskap nie, herstel nie weer 'n verhouding nie. En hoekom? Want dit is die keuse wat ons gemaak het. Ou wat vir my amazing was met keuses was Dawid. Toe hy weet hy moet Goliat gaan fight en hy gaan sit daar by die rivier en hy gaan haal klippies. Hy het nie net 5 klippies gevat nie. Die woord sê hy het daai klippies geweeg. Hy het hulle deurgewerk. Hy het 'n klomp klippies gevat. Hierdie een is die regte ronde. Vir hoe ek gooi, hierdie is die size wat ek nodig het. Hy het letterlik tyd spandeer voor hy die keuse gemaak het, want hy het geweet sy keuse moet 'n impak maak. Hy het geweet sy keuse se nagevolge gaan either die volk vrymaak of hulle verder in bondage. So hy het geweet die keuse wat hy moet maak moet absoluut perfek wees. Want hoekom? Hy het al in sy track record geleer, wat 'n klippie maak die beer dood, wat 'n klippie maak die leeu dood. So hierdie klippie gaan vir Goliat ook dood. Ek weet nie wie van julle het al regtig met 'n slingervel gegooi nie.
die spoed waarmee daai klip daar uitkom, hy gaan jou seermaak. Amen. Ek onthou toe ek op Landbou College was, het ons 'n groot ketting gemaak wat agter op die bakkie se raam vasgewerk het. Dan het ons daai 500 gram koekmeel oor 'n rugbyveld geskiet. So jy hoop hy tref die grond en ontplof voordat hy iemand tref. Want 'n half kilogram wat oor 'n rugbyveld kom, sal 'n rib breek. Amen. Maar ja, daai het ons nie gewaar nie, was vol bier. Skiet net die goed. Maar vandag besef jy hoe bad kon dit gegaan het. Dink jy het 'n kind in die kop getref, ons die nek af. Maar ja, as jy mos 'n student is, worry jy mos net oor een ding. Jy moet deurkom. Dis al onder jou maal jou uitlos. Verder het jy mos geen verantwoordelikheid. En is so belangrik wat die Here met ons doen, want hy leer vir ons hoe belangrik is keuses. En Paulus is vir my amazing ou hoe hy vir God eer gee vir God se keuses. Ek en jy, partymal fight ons met die Here oor sy keuses. En Paulus kom gee vir God eer, en ek is in Efesiërs vir die Efesiese kerk, en hy gee vir God eer vir die mense, hy gee vir hom eer vir daai kerk, hy gee vir hom eer vir wat God kom doen het. Deur die Ou Testament sien ons dat God het een volk gehad, wie hy gesê het, hierdie is my volke. Verder was al die alle nasies. Maar God het hierdie amazing hart, omdat hy 'n skepper is, en hy het al hierdie mense geskep, het hy 'n droom gehad. Daar gaan 'n dag kom wat almal ingesluit gaan wees. En wat het my so amazing maak is, God het 'n droom oor my en jou gehad, nog voor ek en jy oor God gedroom het. Hoor mooi, God het 'n droom oor jou gehad, nog voor jy oor God gedroom het. Die sogenaamde Genesis 1 vers 0 beginsel. Voor die begin. Voor die begin was daar al 'n begin. Voor die begin was daar al God. En as ek om baie ouens het probeer wegpraat, baie ouens probeer Johannes 1, die eerste vers uit die Bybel uitkry om te sê dat God was voor die begin. Want as God voor die begin was, beteken evolusie niks. Iemand vir my sê, ja, maar wat dan van die Big Bang Theory? Ek sê, iemand moes die lont aansteek. Paulus kom en hy is in Efesiërs en hy begin die Here loof en prys vir die kerk en dis regtig, ek love hierdie, want dis so my gebed, dis wat ek love om te bid, ek love om Efesiërs oor ons gemeente te bid. Want Efesiërs is nie net 'n ding wat jy bid want dit mooi versies nie, jy bid om oor 3 goed. Nommer 1, laat dit wat God vir elkeen van julle het tot vervulling kom. Nommer 2, dit wat in jou hart is, wat skynheilig is, moet uitkom na die lig toe. En nommer 3, as jy hier hoort, sal jy hier wees, as jy nie hoort nie, gaan jy nie hier wees. Amen? Ek het al geleer, it's never about how much people you see, it's about how much people are effective in hulle elke dag se lewe. Daar waar jy leef, maak jy 'n verskil daar. En hy kom hier so en hy sê, ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling, vers 3 sê hy, Efesiërs 1, prys God die Vader van ons Here Jesus Christus, voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. Deur wat Christus gedoen het, het hy ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemelsfere is. En ek love dit, hy sê, prys God, die hemelse Vader van ons Here Jesus Christus. Hy sê, deur dit wat hy in Christus en deur Christus vir ons gedoen het ek en jy access na elke geestelike blessing wat daar is. Elke geestelike blessing. So hoeveel is uitgesluit? Wat is uitgesluit? Okay, nou die vraag wat ons moet vra is, wat is geestelike blessing? Wat sien jy as 'n geestelike blessing? Want dan los ek geestelik en ek sê net blessing, dan praat ons oor al die aardse goed. Wat is jou geestelike blessing? Het jy al so daaraan gedink? Amen? Het jy al so daaraan gedink? Wat is jou geestelike blessing? Geestelike blessings sluit goed in soos jou redding. Amen? Die feit dat Jesus in jou plek gaan sterf het, dat die vloek van sonde wat op jou lewe gerus het, gebreek is in hom, dat jy nie meer onder daai vloek staan nie.
Dat hy jou siektes op hom geneem het. Laat hy jou hartseer en jou swaar kry, elke traan wat jy moontlik kon pik, hy wegvat. Dis hoekom hy sê, bring dit na my toe. Sien, ons wil dit nie na hom toe vat nie. Ons wil dit na mekaar toe vat. En niemand kan my en jou help soos Christus ons help nie. Amen. We run to the phone, not to the throne. En dis hoekom ons sit waar ons sit. Dis hoekom ons sit waar ons sit. Ons hart lewe. Ek kan baie meer doen as iemand na my toe kom wat 'n issue met my het, as wat ek hoor hulle het 'n issue met my, maar hulle praat nie met my. Ek kan sien hulle het 'n issue, maar ek kan niks doen as jy nie daaroor praat nie. Wie van julle al agtergekom, jy kan in die manier sien hoe mense jou groet, jy weet hulle het 'n issue. Amen. Want jy weet hoe groet iemand wat nie 'n issue het nie. Amen. Val as daai persoon laasweek nie 'n issue gehad nie, maar hierdie week 'n issue. En dis die ding wat ek en jy moet verstaan, is dat God het plan gemaak, dat in Christus het ons access na alles van die hemel. Ons het access na vergifnis, ons het access na vryspraak, ons het access na seën, ons het access na genesing, ons het access na alles. Alles is beskikbaar in Christus. Ongelukkig wil baie mense daai goed hê, maar hulle wil nie Christus hê. En sorry, hy is die channel waardeur al hierdie goed werk. Jy kan vir hoeveel mense bid om gesond te word. As jy in Christus nie in lyn is nie, gaan daar geen vloei wees. Jy kan hoe vir die Here bid en sê, verander my man. Maar as jy die heks is, gaan niks gebeur nie. Die Here gaan jou verander. Jy kan vir hom sê, sort my vrou uit. Maar as jy die ou is wat aanjaag, gaan die Here sê, nee, ek wil jou uitsort. Jou vrou is nie die probleem nie, jy is die probleem. Sien, ons al baie keer hê ander mense moet verander, maar God wil hê ek en jy moet verander. En hier kom Paulus en hy sê dat jy het access na alles wat jou moet vrymaak van die wêreld. Dis daar, dis beskikbaar. Maar hoekom vat ons dit nie? Want ons hou van die aandag wat ons kry, en ons hartseer, en ons swaar kry, mense kry ons jammer, ons hou daarvan, en as iemand nie ons daar jammer kry nie, dan vat ons offense. Amen. Want verstaan jy my omstandigheid? Ek verstaan jou omstandigheid, but get over it. Maar dit wat God vir jou het, is groter as jou emosie, is groter as jou gevoel, is groter as dit waar jy sit. Want hy het gekies vooraf, dat ek en jy nie daar hoef te wees nie. Voor hy die aarde begin het. Kom ek lees vers 4. Hy sê, deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Sien, omdat hy ons lief gehad het, omdat hy ons lief het, het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om syne te wees, en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Die Here het geweet, nog voor hy die aarde maak, hy gaan vir die mensdom die geleentheid gee om hom te kies, om hulle uit hulle drama uit te kry. Hy het jou al gekies, nog voor hy die aarde gemaak het. Toe het hy al klaar besluit, dat my besluit om die aarde te maak, gaan konsekwensies hê, maar ek gaan klaar die regte besluit maak. Maak jy 'n goeie besluit, dan is daar konsekwensies. Maak jy 'n stupid besluit, is daar konsekwensies, maar God is ingelig vooraf, om enige situasie te hanteer. Ek en jy doen nie iets, en die Here sê dan, sê vir die engele, wat nou? Kyk wat het Anthony gedoen, hoe nou jy? Ek het nie hierdie sien kom nie. God is voorbereid vir elke keuse wat ek en jy kan maak. Hy is voorbereid vir elke swak besluit, hy is voorbereid vir elke goeie besluit. Hy het vir elke swak besluit 'n terugkomplek, en hy het vir elke goeie besluit, het hy hoe om jou te elevate en te sê, mooi, gaan vorentoe, doen meer, gaan groter. Maar ongelukkig, ons swak besluite word altyd gemaak uit een ding, selfsug. Al wanneer ek en jy werklik 'n swak besluit maak, soos oor onsself gaan. Want enige besluit wat jy vir iemand anders te neem, sal 'n koninkryk besluit wees. Maar wanneer ons vir onsself moet begin besluit, dan raak dit moeilik. Want nou moet ek die lyn tref. Doen ek dit vir my, vir beskerming, of doen ek dit vir my, want ek eer my?
En wat vir my so amazing is van hierdie vers is, deur wat Christus gedoen het. Met ander woorde, die Vader het geweet, daar kom 'n dag, hy en Jesus het hierdie hele gesprek gehad, as jy in Exodus gaan kyk, praat hy van die Council of God, die ou engels, dat God het gesit en hierdie hele gesprek gehad, ons gaan die mensdom doen. Ons gaan die mensdom maak. En as dit verkeerd gaan, dis wat ons gaan doen. En Jesus, en hy het klaar gesê, Jesus, jy gaan die enigste wees, ek kan nie engel stuur nie, want die duiwel was 'n engel homself. We must override. En Jesus het gesê, is reg Vader, ek sal dan die een wees wat die slagoffer vir die mensdom is. As jy in jou ou Hebreëus gaan kyk, word hierdie council baie meer bespreek as in ons Afrikaans of Engels. God like om te klankbord, want hy weet elke besluit, selfs wat hy neem, het consequences. En hy het klaar geweet, kom ek gesels, kom ons kry die hele hemel reg vir die aarde, sodat die aarde weer kan terugkom hemel toe. Sien, God se plan van die begin af vir die mens was nie sonde nie. Het was die tuin van Eden. Sy plan van die begin af was, dat die mens met hom in verhouding sal staan, buite sonde. Maar ons like ons sonde, want dit laat ons goed voel. Daai moment van lekker en daai 3 maande van eina. Jy spyt oor wat jy gesê het, jy spyt oor wat jy gedoen het, jy spyt oor hoe jy opgetree. Maar vir daai moment het jy goed gevoel, toe jy net kon sê wat jy wou sê. En ons almal kom daar, ons almal like om partymal net te sê wat ons wil sê, want ek het ook 'n opinie. Ek het ook 'n siening. Ek is so bly, die Here oordeel ons nie op daai goed, net daar nie. Daar is tyd vir hom en my om te gaan dink en sê, Here, ek is jammer, ek moet gaan regmaak. Sien, dis wat Matteus 5 vir my so amazing is, as jy oor die Beatitudes lees, hy sê daar, pas op wat jy sê, want vir elke idle woord gaan jy verantwoording doen. Al daai goed wat jy sê van mense en oor mense, gaan jy verantwoording doen, gaan ek verantwoording doen. Die Here gaan vra, hoekom het jy dit van Nicholas gesê, hoekom het jy dit van jou vrou gesê? Was dit regtig nodig? Het hulle dit regtig verdien? Was jy net frustreerd? Hoekom was jy frustreerd? Hoekom het jy nie gedeel met die issue nie? Hoekom het jy toegelaat dat jou emosies jou override? Jy het gesê jy is in Christus. Maar hoekom kies jy jouself elke keer bo ander? Sien, ongelukkig die vlees se hoofrol is selfsugtigheid. As dit nie oor my gaan nie, stel ek nie belang nie. Baie mense kom kerk toe vir hulle, nie vir God nie. Baie mense dien die Here vir hulle, nie vir God nie. Hulle dien hom sodat hulle nie hoef hel toe te gaan nie. Hulle dien nie God omdat God God is nie. En daai is 'n valse Christendom. Want die Here soek jou, laat jy hom leer ken. Sy hele plan is verhouding. Hy wil sy kind leer ken. As jy die Here dien net omdat jy bang is vir die hel, sorry nee. Jou Christendom gaan hel wees elke dag. As jy die Here dien, maar jy wil niks vir hom doen nie, het jy ook die verkeerde geloof gekies. Want die grootste bewys van Christendom is hoe ek en jy daar buite leef. Waar is die mense wat jy raak leef? Waar is die mense in wie jy invest? Waar is jou disciples? Kan hulle sien, jy's 'n disipel van iemand wat jou disipel, en daarom disipel jy hulle. John C. Maxwell sê dit so mooi. A leader without followers is only taking a walk in the park. You bluff yourself. Wanneer jy sê jy's 'n disipel van Jesus, maar jy het nie disciples nie. Jy het nie mense in wie jy invest, in wie jy groei, in wie jy bou nie. Want daai opdrag is vir almal van ons gegee. En ek en jy kan nie wegkom daarvan nie. Ons almal het daai opdrag gekry. Daar's vir ons almal gesê, gaan. Ja, maar ek skaam. Gaan lê dit by die voete van die Here, want skaam is net 'n emosie, is net 'n gevoel. Hoekom is jy skaam? Wat het gebeur dat jy skaam geword het?
Wie het jou afgeknou, wie het jou afgebreek, gaan word gesond, dat jy oor die skaam kan kom. Ek is nie 'n mens nie. Die Here is hy wat deur jou wil werk. Laat hom toe sê, ek surrender, ek wat nie 'n mens is nie, laat U wat 'n mens, God is deur my kan werk, dat ek 'n mens kan word. Ons het meer verskonings as antwoorde. Want ons wil nie antwoorde hê nie, want antwoorde verwag van my en jou om te verander. Verskonings verwag van ons om dieselfde te bly. En dis die challenge wat Paulus vir ons daar buite sit. Hy sê die volgende versie, sê hy, deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou hê. As die Here besluit dit is so, jy kan op jou kop staan en Jan Pierewie deur jou toonhals fluit. It's not gonna change. Ek sê altyd vir mense, if it's God's will, you cannot stop it. And if it's not His will, you cannot force it. Ons wil afdwing. Ons wil vir mense sê, dis hoe dit moet wees, want dit pas in my raamwerk van my comfort zone. Maar God gaan goed doen om jou uit jou comfort zone uit te kry, want jou grootste hel is jou comfort zone. Dis hoekom jy nie geestelik groei nie. Dis hoekom jy nie in maturity groei nie, want jy sit vasgevang in jou comfort zone. En ongelukkig, die Here gaan doen wat hy wil doen. Hy het nie my en jou toestemming nodig nie, hy is God. Ons is net die skepping. Ek moes dit leer. Ons almal weet, as 'n kind klein is, wat is hulle favorite woord? Hoekom? Amen? En as hulle by nommer 75 keer al vir jou hoekom gesê het, wat word jou antwoord? Sommer. Amen? Ek het eendag hier iets gevra en hy sê vir my sommer. Sê jy gaan nie my sommer sê nie. Ek werk nie op sommers nie, ek soek antwoord. En hy vat my na Job toe, 23 vers 13. Ek is die Here jou God en ek kan doen wat ek wil. Wat sê hy vir my? Sommer. Ek's God, ek doen wat ek wil. Sommer. Hoeveel van jy het al vir jou kinders gesê? Want ek's die ouer. Ek's die pa, ek's die ma. Amen? Ek doen wat ek wil. En dis dieselfde met God. Hy's God, hy doen wat hy wil. Hy's die skepper. Daai wat ek laas jaar gesê het, die dag as jy jou eie aarde kan maak, jou eie hemelruim en jy kan jou eie mense maak, dan het jy gesê. Dan kan jy die reëls maak. Hoe werk dit? As jy 'n kind van God is, werk alles hoe God dit wil hê. Jou huis, jou werk, alles submit onder hom, nie onder jou nie. En as jy nie onder hom submit nie, dis hoekom alles gaan uitmekaar uitval. Want jy gaan jou koninkryk bou en nie syne nie. Want dis hoe ek dit wil hê. En ongelukkig sê hy, maar dis hoe hy dit wil hê. Amen, ek lees weer vir ons. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wil hê. Sê bietjie, hoe hy dit wil hê. Wil jy met hart sê, dat jou ore dit hoor? Hoe hy dit wil hê. Sê ek gaan nie my sin kry as God anders besluit nie. Jy kan op jou kop staan. Vrou in die spieël gaan sê, jy is die outeur van my drama, want die Here weet wat hy doen. Jou hartseer kom oor jou besluite. Jy kies of jy mense wegstoot of nader trek. Jy kies wat jy sê of waarvoor jy stil bly. Jy kies hoe jy optree en waarvoor jy terugstaan. Niemand anders dan nie. Ja, maar hulle het uitgelok, jy het nog steeds die keuse gemaak. Volwassenheid kom om in 'n situasie soos Jesus te wees, om te kan sê, maar ek hoef nie te sê wat ek wil sê nie. My opinie nou gaan meer skade doen as goed doen, so ek bly eerder stil. Want jy weet wanneer jou emosie, jy voel sommer as daai ding opstoot. En as wanneer iemand vir hom sê, sit boe, sit, ons doen nie hierdie meer nie. Want as hierdie woorde uitkom, gaan dit vervreemding bring. Ek is spyt oor goed wat ek vir mense gesê het, wat my van hulle vervreem het. En van die mense mis ek vandag nog. Wie in jou lewe het jy vervreem oor goed wat jy gesê het? Maar ons blameer hulle, maar ons het dit gesê. Ons het net gereageer, maar ons het nog steeds gereageer. En so leer ons om 'n wag voor ons mond te sit deur seer kry, deur verwerping.
deur weggestoot te word oor wat ons gedoen het. So leer jy, ek kan nie net sê wat ek wil nie, daar's konsekwensies. Elke besluit het 'n konsekwens. Amen. Hoekom het dit 'n konsekwens? Want die Here het gedoen, omdat hy dit gedoen wil hê. Alles is al wat jy onthou vandag. Die Here doen wat hy wil doen. Hy gaan jou nie raadpleeg nie. Hy gaan net vir jou vra, kom jy saam? Of bly jy agter? Of gaan jy jou eie rigting? Amen. Vers 6, daarom prys ons God se grootheid, deur sy seun wat hy liefhet, het hy genade aan ons gegee. Sien nie sy, prys die Here dat hy het goed gedink, dat ons gered moet word, want dit was sy keuse. Dink het Abba Vader het gesê, tel maar die mensdom. Ek het hulle gemaak, grootste fout van my lewe. Ek gaan niemand red nie, ek het my Jode, ek's happy met hulle, ek's eintlik nie happy met hulle nie, want hulle luister ook nie. Kom ons maak dit almal dood. As hy wou, sou hy nooit 'n Noag gespaar het. Hy het die vermoë gehad, dat die diere self, hy hulle almal kon red, sonder dat hy 'n mens nodig gehad het met die groot vloed. Want hy is God. Dankie dat hy genade het vir ons, maar ons het nie genade vir mekaar nie. Hoe maklik ons mekaar afskiet, hoe maklik ons mekaar sleg sê, hoe maklik ons mekaar afbreek, hoe maklik ons oor mekaar skinder. So is so van as mense sê, jy weet daai persoon skinder van jou, ek sê ja, hoekom doen jy niks omtrent die? Want dit is hulle wat skinder, nie ek. Daai vloek wat hulle uitspreek, kom op hulle lewe, dis hoekom dit so gaan, kyk hoe lyk hulle, want hulle bly doodspreek, so hulle eet die vrug van hulle eie woorde. My Bybel sê dis dit werk. Lewe en dood is in die mag van die tong. Hou jy aan sleg praat, want kyk hoe gaan jy agteruit. Begin lewe spreek, laat daar lewe in jou huis kan kom. Sien, want die krag lê in ons woorde, dis skepping. Die skepper woon in jou, so jou woorde het skeppingskrag. Ongelukkig is ons woorde soos 'n boemerang. Jou eie woorde klap jou. Die Here sê die woord soos 'n tweesnydende swaard. Hoekom gebruik hy daai term? Dieselfde maat waarmee jy meet, gaan jy gemeet word. Hy woord gaan terugsny. Dit wat jy spreek gaan in jou eie lewe getoets word. Dit waaroor jy uitvaar gaan self terugsny. Dit wat jy van ander sê is waarop jy getoets gaan word en expose gaan word. Dis hoekom dit beter is om net niks te sê as dit nie die Here is wat jou lei. So iemand eendag sê, as jy nie lewe kan spreek nie, bly stil. Want al wat jy doen, jy maak jou situasie net nog erger. Amen. Wat beteken dit, ek mag nou nie hulle foute uitwys nie, noens jy mag nie foute uitwys nie, maar bring lewe, nie dood nie. So as jy iemand se fout uitwys, vat hulle aan die hand en sê, ek gaan saam met jou stap vir jou oorwinning. As jy nie hulle hand vat nie, het jy dood gespreek, nie lewe nie. Want die doel van om iets uit te wys is om dit reg te maak. Reg te maak, daar gaan iets van jou kant af moet wees. Dis wat disippelskap is. Jy help iemand, jy gee jou tyd, jy gee jou resources, jy gee jou kennis, jy stel jouself daar buite om iemand te help. As jy dit nie doen nie, lieg jy net vir jouself. Al wat jy doen is 'n veroordelaar, jy werk vir die accuser. Ons het laas Sondag gesien hoe lyk die accuser. Wie was hy? Sien, ek wil jy moet daaraan dink vir 'n oomblik. Hoe meer jy aanval, moet jy jouself vra vir wie werk ek? As jy net, ek is geroep om almal se foute uit te wys, jy seker die Here het jou geroep. Want ek en jy weet in ons hart wat ons foute, ons het nie mense nodig. Ek het altyd gesê, as hulle vir my sê, wat definieer ek as 'n goeie profeet? Ek sê die ou wat vir my kan sê hoe om uit 'n probleem uit te kom. Nie vir my te sê wat is die probleem nie, ek weet wat is die probleem. Ek ken myself. Ek weet wat is 'n stupid fout ek maak. Kom met 'n oplossing. Sien iemand wat die Here se stem hoor, kom altyd met 'n oplossing. As jy nie sy stem hoor nie, gaan jy altyd met 'n probleem kom. Maar jy moet die Here se stem sien die probleem, maar hulle kom met die oplossing. Pastoor, ek sien daai en daai, maar die Here wys vir my dit en dit, dis hoe ons dit gaan regstel. Moenie vir my kom en sê, hierdie en hierdie is fout, en as ek jou sê, hoe maak ons dit reg, gaan sê, ja, ek weet nie. Want jy nie gebid nie, jy het geoordeel, tata asie.
gaan bid weer. Ons is so gemaklik met oordeel op 'n afstand, want hoekom? Ons bid nie vir mekaar nie. En deur sy geliefde seun is ons verlos deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredinge is vergewe omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. God wat al die wysheid en insig het sy geheime planne aan ons bekend gemaak. So het hy dit reeds voorheen met die fokus op Christus goed gevind om hierdie plan in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. Sien, die Here het geweet, daar's 'n genadeplan met jou naam op. Hy het geweet, daar's vir jou genade. Hy het geweet, daar's vir jou 'n plek van genade. Maar weet jy, hoekom wil mense nie genade aanvaar nie? Want mense wil nie verander nie. Weet jy, hoekom soek ons nie God se genade nie? Ons wil nie verander nie. Mense is so arrogant, ek leef eerder met die straf van God, en ek bly dieselfde, as wat ek God se genade aanvaar vir my foute, en ek kies om te verander. Ek maak eerder dieselfde verkeerde besluit, as wat ek God se goedheid vir my moet aanvaar en sê, dis werklik wat die Here vir my soek en ek kies om te verander. En die maklikste manier om te sien, jy is nie reg vir verandering nie, is hoe maklik ek en jy ander mense blameer vir wat in ons lewe aangaan. Het is maklik vir my om te sê, my vrou, pastoor Christie. Het is maklik vir my om te sê, Johnny. Dit is maklik, dit was altyd maklik. Ek kon altyd Johnny blameer. Altyd ook gedrink het almal die pastoor blameer. Sy vrou en vrou, ek kom met 2 uur, ek gaan by die huis aan, ek was by die pastoor. En sy was reg. Want dan het ons manne aan eers spoed opgetel. Maar toe ek kies om God se genade vir my te aanvaar om my lewe te verander, toe moet alles wat saam met dit is verander. En dit wat nie wou nie, het weggestap. Dit wat wou, het verander. En dis die realiteit wat God vir ons het in Christus. Hoe meer jy Christus kies, hoe minder gaan jy wêreld jou kies. Hoe meer Christus jou alles word, hoe minder gaan die wêreld 'n plek hê in jou lewe. Die probleem is, jy kan nie Christus kies as jy jou nommer 1 is nie. Want ek sê so. Ek het so gesê. Jy sal dit doen want ek sê so. As alles wat moet gebeur oor jy so sê, almal gaan jou los. Eendag het iemand vir my gesê, ja, ek kan nie verstaan, hoekom wil mense nie met my praat nie. Ek sê, jy al agtergekom, al wanneer jy doen as jou mond oop gaan, is jy klaar. En mense hou nie van mense wat heeldag klaar nie. Want ons Christus is 'n Christus van lewe, nie van dood nie. Klaar is 'n mindset. Klaar is 'n mindset van ek is nie happy met myself nie. Voor die grondlegging van die aarde het die Here geweet, ek en jy gaan met mekaar issues hê. En hy het gekies om dit op die kruis te sit. Hy het geweet, jy gaan koppe stamp met jou kinders, jy gaan koppe stamp met jou ouers, jy gaan koppe stamp met jou vriende. Hy het geweet, jy gaan nie vriendelik wees met die spietkop wat jou onregmatig aftrek, en jou blameer, en dan gaan hy nog bribe geld vra nie. En jy die keuse, gaan ek die vrug van die Gees hê en vriendelik wees, of gaan jy die bribe betaal? Of gaan jy harde gat wees en 'n boete kry? Alles bly binne in ons raamwerk. Ek en jy bly die keuse maak. Elke situasie is daar buite, maar ek en jy het nog steeds die volste reg tot die keuse. Hoe gaan ek optree in hierdie situasie? Wie gaan ek blameer? Kom by die huis, ek het 'n R2000 boete. Ja, maar is daai freaking spietkop. Nee. Ja, daai gesindheid sê vir my, moes dit 5000 gemaak. Jou les leer. Ek lag so een van iemand wat ons ken. Ek sê altyd vir mense, finansiële integriteit in die Bybel is baie belangrik. My vrou moes my ook leer.
Toe ek baie kry, jy skiep nie 'n tolhek nie, jy betaal. En die een laaitie met wie ek praat, hy bel my die middag, hy sê vir my, ek het 'n baie duur les geleer. Hy sê, want jy het daai ding vir ons gesê, en ek het besluit, vandag gaan ek 'n R50 tolhek skiep. Hy sê nog voor hy deur gaan maak hy boom toe, en hy slat om R5,000 skade op sy motorfiets. Hy sê, wat 'n duur, R50. Ek sê, ja, omdat die Here jou geroep het vir bediening, en jy in bediening staan, kan jy nie anderste. Jy kan nie soos die wêreld besluite neem nie. God gaan jou verantwoordelik hou, want hoekom mense moet na jou kan opkyk as 'n voorbeeld. So weet, jy gaan duurder lesse leer as wat ander mense leer. Moenie sê, Here, gebruik my, maar jy's nie oop vir challenges nie. Jy's nie oop om getoets te word nie, want toets en challenges bring groei. If you wanted same old, bly op die paviljoen, moenie in die game wees nie. Skree op die spelers. Maar if you want to be in the game, moet jy van die paviljoen mentality ontslaa raak. Want alwaaroor die paviljoen gaan is so groot as my mond. Belle, bokke. En jy sit net daar want hulle soek jou geld. Koop 'n hemp, koop 'n hoed, koop 'n kaartjie. But if you want to be part of the kingdom, get in the game. Betaal die prys. Want is 'n span. Ons is een liggaam. Elke sport is 'n span. Dit sluit ander mense in. Ons is die enigste mense wat ons eie liggaam verwerp. Ek squat vir daai een, kap my duim af. Squat vir die een, kap my voet af. En wonder jy hoekom jy sukkel? Want jy die mense wie God daar het om jou te seën, dat jy weggestoot. Want jy het nie jou sin gekry nie. En hy sê God, jy gaan nie jou sin kry nie, hy gaan sy sin kry. Hy is God. Ons baie keer wat ek vir hom sê, Here, maar ek verstaan nie. Hierdie maak nie vir my sin nie. Hoekom kan dit nie net so wees nie? Hy sê, want dan is dit te maklik. Ek wil hê jy moet groei. Ek wil hê dit moet jou iets kots, sodat jy dit sal waardeer in die toekoms. Want goed wat verniet gegee word, waardeer ons nie. Sy sê, maar ek waardeer jy regtig Christus? Wat jou in jou plek gesterf het? Jy het jou vryheid verniet gekry? Jou niks gekos nie, behalwe geloof in die volkome werk van die kruis. As jy dit werklik waardeer, wys jou lewe dit. Ons waardeer nie goed wat verniet is nie. Maar ons raak so, ons wil hê alles moet verniet wees. Want hoekom? As ek iets kry, hoef ek nie te verander nie. Ek hoef nie te groei daarvoor nie. Maar prys die Here, verhouding vat tyd. Verhouding vat opoffering. Die Here is like, hier's die hele hemel beskikbaar. Maar kom na my toe. Kom na my toe. Hy wil self vir jou gee. Hy wil self vir jou gee. En jy kan moan oor soveel kerke as jy wil, jy kan moan oor soveel Christene as jy wil. Nie voordat jy na die Here toe gaan, jy gaan niks verander nie. Jou knie kan sulke eelte hê, waar jy op jou knie voor die Here huil. Nie voordat jy vir hom sê, Here, help my, dat ek na Kobus toe kan gaan en vir hom sê, dit en dit en dit nie, gaan jy nie verander nie, en ek ook nie. Wat verander wanneer dinge in die lig is? Ek wil nie praat oor my probleme nie. Nou suffer, kies dit. Jy kies dit. Ja, maar ek is skaam. Kruisig jou trots. Maar julle verstaan nie my situasie, ek hoef nie, hy doen. Dis al wie hoef te verstaan. Want ek en jy gaan nie mekaar verstaan nie. Ons is nie dieselfde nie. Maar ek kan empatie hê. Ek kan saam met jou die pad staan. Maar ek gaan hom nie vir jou stap nie. Jy gaan self uit die boot uitklim. Jy gaan self op die water moet loop. Jy gaan self 'n geloofsbesluit moet neem en nie 'n vreesbesluit nie. Jy gaan self die eie ek moet kruisig. Jy gaan self na die Here toe moet gaan. Ek het al hierdie drama veroorsaak.
Want ek het die keuses gemaak. Ek het gekies om so op te tree. Ek het gekies om so te praat. Ek het gekies om hierdie goed te sê. Irrespectief wie dit uitgelok het, ek het die keuse gemaak oor hierdie goed. Hou op jouself aanbid en aanbid God. Hou op jou eie keuses aanbid en bid God se keuse. Want hy het besluit dat dit so sal wees. Amen. Hy sê, so het hy dit reeds voorheen met die fokus op Christus goedgevind om hierdie plan in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is onder een hoof te verenig. En hierdie hoof is Christus. Wat is God se plan in my lewe? Om in eenheid met mense saam te leef. Ja, maar hoe kan ek? Kyk wat hulle gedoen. Deel met jouself. Dit gaan nie oor jou nie. Daai moet ek baie vir myself sê. Val hierdie jaar was nogal 'n moeilike aftrekpunt. Dis like, Here, wil nie net hierdie paar mense verwyder. Prys die Here, ek is nie God nie. Wie van julle daai movie Bruce Almighty gekyk? Toe uitkom, toe die mense so uitgefreek, wat 'n bespotting. Ek het gedink, wow, wat 'n reality check. Want as ons met ons immature emosies God se krag moes uitleef, veel mense sou jy nie al tot dood veroordeel het nie. Veel mense sal nie al dood gewees het oor die goed wat jy gesê het nie. Maar weet jy wat hartseer, die woord sê, daai goed wys hoe dood is jou hart. Sien, want die hart van vol is, loop die mond van oor. Jou mond wys dat jou hart is nie gesond nie. Jou mond wys dat jou hart is nie reg nie. Jou mond wys dat jou hart is ver van God af. Die dag, as ek en jy snap, ons is nie God nie, is die dag wat ons kan verander. Die dag wanneer ek en jy snap, net hy is God. Dis die dag wanneer ons eers werklik humble word. En besef ek het nie 'n sê. Die hele lewe is uitgelê vol besluite. My en jou purpose, maak die regte besluit. Kies die regte besluit. God het alles uitgelê vir my en jou redding, vir ons vrymaking, vir wat ons nodig het. Maar maak ek en jy die besluite, dat ons daai goed ontvang. Want elke keer seëning van die hemel is ons. Die hele treasury van die koninkryk, die stoorkamer van God is joune. Die wysheid van God is joune. Die kennis van God is joune. Want dis wat die gawes is. Die gawes van die Heilige Gees. Hy is deel van die eenheid. So, sy wysheid is God se wysheid. Sy kennis is God se kennis. Sy woord is God se woord. Jy het access na alles wie God is. But to get it, you have to die to self. Mense wat sê, hoekom sien ek nie miracles nie? Want jy glo nie meer aan nie. Want jy voel God doen dit nie meer nie. Sien, omdat geloof vir jou 'n gerief geword het, nie 'n groeiproses nie, sit jy daar waar jy laaste opgehou het glo. Baie mense in die kerkwêreld glo in God, hulle vertrou hom nie meer nie. Dis hoekom hulle sit waar hulle sit. Hulle glo in predikers, maar nie in Christus nie. Hulle vertrou meer wat die mens sê, as hulle wat hulle vertrou wat God sê. En dis hoekom jy die woord moet ken, want daar's soveel ouens daar buite wat jou gaan mislei met 'n opinie. En 'n opinie kan jou van God af wegvat. Dit kan hoe mooi klink. Want dis wat die duiwel doen. Hy verdraai net die waarheid so bietjie. Hy kom nie met 'n full-blown leuen dat jy ongemaklik voel nie. Hy bring hom net so bietjie. Wat het hy vir Eva gesê? Nie verwerp God nie, wil jy soos God wees.
Wil jy weet soos wat God weet? Wil jy sien soos wat God sien? Dis al wat hy met jou wil doen. Hy wil jou net genoeg mislei, dat jy vandag 'n halwe treetjie mis, môre nog 'n half, môre nog, oor 10 jaar huil jy, sê ek het dit gemis. Ek het dit gemis. Want ek sit hier, omdat ek 'n leuen geglo. En dan wil ons daai persoon blameer, maar eintlik moet ons onsself blameer. Want ons het die leuen geglo, omdat ons nie die waarheid geken het nie. Dis hoekom jou Bybel is vir jou, nie vir ander mense nie. Bybel is 'n spieël waarin jy jou eie lewe moet ondersoek. As ek my Bybel vir 'n sambok gebruik, het ek die waarde van die Bybel verloor. Want as jy foute het, sê die woord, moet ek jou nie slaan nie. Ek moet jou liefde gee en jou gaan haal. Jy sê, Johan, ek sien wat jy doen en ek weet jy is 'n kind van die Here. En ek sien hierdie vrug in jou lewe, kom ons praat hieroor. Dis want ek het 'n concern my Boeddha, ek's lief vir jou. En die woord sê dit en dit, hoe gaan ons hierdie regstel? Hoe help ek jou? Waar het jy hulp nodig? Daai is disippelskap. Daai is 'n ware volger van Christus. Maar om te kom by iemand en sê, ek sien jy maak hierdie foute, jy moet regkom. En jy loop. Wat gaan daai persoon voel? As ek alweer in die moeilikheid, ek kry ook niks reg nie. Waar is die liefde? Waar is die liefde? As enige iets wat ek en jy mense mee help, en hulle nie nader aan Christus voel nie, waar is die liefde? God se hele plan vir die mensdom is die openbaring van liefde, want hy is liefde. Nou kom ons sê dit wat ons die meeste sê. Ek wens dat iemand wil my lief hê, regtig lief hê, soos ek is. Soos jy dink jy is. Of soos wie Christus sê jy is. Van die beeld van God jy verstaan liefde. Die wêreld se eie ek jy verstaan nie liefde nie. Ons verstaan om aanbid te word. Ons dink dis liefde. Maar liefde is sacrifice. Liefde is ek gee altyd die eerste tree. Liefde is ek sal altyd eerste regmaak. Ek sal altyd eerste na jou toe gaan. Ek sal altyd eerste die probleem oplos. Dis liefde. Of gaan jy die ding onderdruk tot daai put weer oopbars eendag en dan kry baie mense seer. En baie mense kry skade. Opgekropte emosies is niks anders dan selfaanbidding nie. Want ek en jy moes daai goed lankal al vir die Here gevat het. Gesê, U weet hoekom, U weet waarom. Maak nie vir my sin nie, my hart is seer, ek voel kwaad, ek is teleurgestel, ek voel bitter, ek gaan goed sê wat ek nie moet sê nie, wat ek nie bedoel nie, en dalk is ek lelik want ek verstaan nie, plaas ek net mooi vra het ek gewenk. Hoe maak ek dit reg? En 99% van mense gaan maak nooit reg nie. Hulle vlug. Want trots is weer 'n beheer. Voor die grondlegging van die aarde, God reeds hierdie plan vir jou gehad. En die vervulling van sy plan vir jou lewe. Die keuses binne in daai plan los hy vir ons. Want ons is werk nie met 'n remote control. Maar hy het reguit gesê, hier is die reddingsplan. Hier is die vrymakingsplan. Hier is alles wat jy nodig het. You choose. Ek het my kant gebring. Nou is dit jou weer. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, dink dit aan daai song vanoggend. It might get loud. Ja, ek dink as die mensdom kan verantwoordelikheid oor hulle self aan. It will be loud. Ja, dit sal 'n silence wees wat skokgolwe stuur. Ja, van die dag as ons kan leer
en besef, en dit ons in maak, dat elke ding wat ons besluit, hoe ons optree, wat ons sê, wat ons dink, het reperkussies, het nagevolge, het impak. En as ons werklik die skade van daai woorde en daai goed kan sien, sal ons soveel anders te wees. En ek vra vandag, Vader, dat U elkeen van ons harte sal ondersoek. Want ons is ons eie grootste leenaars oor die waarheid. Ons glo so maklik ons eie leuns. Ons glo so maklik ons eie opinies. Ons glo so maklik ons eie sieninge. Maar op die einde van die dag is net U wat weet. Net U ken werklik die ware waarheid. U ken ons die beste as individue. U het ons self gemaak. Help ons met onsself. Laat vanoggend 'n roepe wees, waar ek na U uitroep en sê, kom help my met my. Here, ek wil bietjie net die ander mense los met wie ek probleme het. Ek is my eie grootste probleem. Kom help my met my. Kom ondersoek my hart vir suiwerheid. Kom ondersoek my hart vir geestelikheid. Kom ondersoek my hart vir U goddelikheid. Kom ondersoek my hart vir die waarheid. Laat ek U soek en nie myself nie. Laat ek U aanroep en nie my eie naam nie. Daai me, myself en I. Ek. Laat ek moet vrek, laat ek hom kruisig, sodat Christus se volheid in en deur my kan woon. Help ons om Christus eerste te stel. Dat wanneer ons praat, wanneer ons doen, hoe ons wandel, Christus eer kan kry. Dat ons ophou die grond aanbid waarop ons loop. Dat ons ophou ons eie hartseer aanbid. Ons eie teleurstelling. Dis ons comfort zone. Ons hou vas aan daai goed, want ons kry aandag daar. Laat ons daai goed vandag release. En sê, Here, ek's vry. Ek's vry. Dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan oor U. U het hierdie besluit geneem vir my. Ek weier om in te meng in U besluit. Ek weier om die grootheid van U besluit kleinlik te maak deur my emosie in te bring. Laat U besluit en U wil alleen geskied. Dis ons hart vanoggend, Abba Vader. Dis die roepe van ons hart vanoggend. Let your will be done. In my, soos dit in die hemel is. Jy is hier die laaste 2 maande so besig om te skud. Jy is so besig om te sif. Jy is so besig om te snoei. Die hele liggaam, ek hoor hoe mense praat, ander kerke, hulle word geskit. Jy is besig om te expose hoeveel wêreld is nog in Christene se harte. Jy kom challenge my elke dag, is hierdie ek of is dit jy? Is hierdie die wêreld of is dit die koninkryk? En jy is besig met elke persoon hier binne. En een van 2 goed gaan gebeur. Hulle gaan either vrees hê en vlug, of hulle gaan faith hê en fight, vir wat Christus vir hulle is. Mag ons U altyd eerste kies. Mag ons U altyd bo alles stel. Mag ons U naam altyd eerste eer. Mag ons naam nie eers genoem word nie. Mag die ek verdwyn en die koninkryk die ek vervang. Maar dit vat elkeen veilig huis toe. Seën hulle, Here, laat hierdie woord in elkeen se harte werk vandag. Vanaand. Here, môre is 'n vakansiedag. Here, ry ons met die woord raak. Kom stuur in ons die goed wat nie U is nie, wat nie koninkryk is nie. Kom ruk dit uit. Al die illusies en tradisies waaraan ons vashou, kom ruk dit uit. Sodat die volheid van die koninkryk, die volheid van die godheid, volle gestalte in ons kan hê. Soos wat Kolossense 2 sê. That we will be at a place of lacking nothing. Want die volheid van God is vir ons genoeg. Is ons gebed vanoggend in Jesus naam alleen. En al ons sê saam. Amen.